Goeiedag. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus Christus. Ons is nou by ons tweede laaste videoetjie voordat ons gaan begin met ons nuwe reeks oor geestelike oorlogvoering. En ons gaan vandag kyk na omgord jou lendene met die waarheid. So omgord met waarheid en wat dit alles behels. Waarheid in die woord van God is iets wat baie voorkom en 'n mens lees verskriklik in elke evangelie lees 'n mens daarvan en dat 'n mens nie altyd presies verstaan wat hulle van praat nie. Maar ek hoop met hierdie video sal u bietjie meer duideliker verstaan wat daar bedoel word as daar gepraat word van waarheid in die woord van God. Kom ons begin met 1 Petrus 1 vers 13. Daarom omgord die lendene van julle verstand, wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaarmaking van Jesus Christus. Hier kan ons duidelik sien in die versie omgord die lendene van julle verstand. So dit is iets wat 'n mens nie altyd kan sien nie, want ons het gesê dat ons wapens wat ons aantrek in Efesiërs 6 is nie vleeslik nie, dit is geestelik. En as jy in 2 Korintiërs 10 vers 3 en 4 gaan lees, sal jy ook sien dat ons wapens is nie vleeslik nie, maar dis geestelik. So ons moet verstaan dat omgord die lendene van julle verstand. En dit is 'n probleem wat baie kinders van die Here het. Hoe langer jy 'n kind van God is, hoe moeiliker raak dit om van die sonde te kan raak sien, want soos ek vroeër in vorige video's genoem het, is dat jou sonde begin verander van die fisiese na die psigiese, dat jy in jou gedagtes, jou emosies, al daai goed wat 'n mens nie altyd kan sien nie, raak dan 'n probleem vir ons as kinders van die Here, en dit is gewoonlik die hardste stryd wat ons moet voer, soos wat Paulus ook sê dat die stryd is tussen die vlees en die gees, en dat die fisiese sondes is maklik om dit neer te lê, maar ons stryd is nie vleeslik nie, maar geestelik. Nou goed, omgord jou met die waarheid, soos wat hulle in Efesiërs 6 sê. Wat bedoel hulle met die waarheid? En Johannes 8 vers 32 kan ons lees, en hy sê vir ons, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Baie interessant. So as jy nie die waarheid ken nie, kan jy nie vrygemaak word nie. Maar nou kom ons gaan kyk 'n bietjie na wie of wat is die waarheid. As ons na Johannes 16 vers 13 gaan, dan lees ons daarso, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek, en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hier kan ons sien, dit is die Gees van waarheid, is die Gees wat Jesus van praat, wat hy vir ons gestuur het, en dit is die Heilige Gees. So is die Gees van God en die Gees van Jesus Christus, en hy staan bekend as die Gees van waarheid. Want soos jy daar kan lees, is hy sal net spreek van dit wat hy hoor by die Seun en by die Vader. Johannes 14 vers 17 sê vir ons nou 'n bietjie verder. Die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien
en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Baie duidelik wat ons kan sien hierso is dat as jy in die wêreld nog leef, die gees van die waarheid sal jy nie kan ontvang nie. Jy as jy nog jou lewe nog deel is, as jy nie wedergebore is nie en 'n ommekeer gemaak het en met jou heiligmakingsproses begin het om jou om die sonde en die wêreld agter te laat nie, gaan jy sukkel om die gees van waarheid in jou lewe te ervaar. En dis hoekom so baie kinders van die Here sukkel om die Heilige Gees te kan ervaar in hulle lewens, want hulle doen nie heeltemal afstand van die wêreld nie. Onthou toe ons gesê het as jy jouself bekeer, dit beteken dit is 'n ommedraai. Jy vergeet en jy los dit wat was agter jou en jy neem 'n nuwe rigting in. En die rigting wat jy inneem is die rigting van die God se koninkryk, die ewige lewe, die Jesus Christus, om 'n disipel van hom te wees en dat jy hom sal volg en dit wat hy vir ons geleer het om dit dan so te doen. Dis wat disipelskap is. Nou as sommige mense mis nou nie baie daarvan hou nie, dan gee ek vir hulle Galasiërs 4 vers 16. Het ek dan julle vyand geword deur julle die waarheid te vertel? Mense, as jy 'n kind van God is, soms wat sal gebeur is as jy die waarheid spraak of jy die waarheid liefhet, dan sal baie van die mense in die wêreld sal nie van jou hou nie. Jy sal 'n vyand word van die wêreld, omdat, soos die vorige vers gesê het, hulle hom nie sien nie en hulle hom nie ken nie. Die waarheid wat in jou is, kan hulle nie sien nie. Hulle kan dit nie ervaar nie. Hulle kan dit ook nie ontvang nie, want omdat hulle in die wêreld is. So jy as kind van God, jy moet een ding besef, as jy jou omgord met die waarheid, sal jy 'n vyand word van hierdie wêreld. En daar's baie mense wat nie van jou gaan hou nie. Maar kom ek sê vir jou een ding wat ek wel weet is dat as daardie wêreldse persoon regtig in nood is, sal daardie wêreldse persoon na jou as kind van God toe hardloop om hom te help met enige situasie wat hy ondervind. Al is dit siekte, is dit finansiëel is, wat ook al. Hulle kom na jou toe en hulle kom vra raad of hulle vra dat jy vir hulle moet kom bid. Dan kom die gees van die waarheid kom dan deur en dat die waarheid sal altyd oorwin. So moet nooit bekommerd wees as daar vyandskap is van die wêreld af nie. Want as jy gaan lees in Johannes 14 vers 17, dan sal hy sê die gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie. Maar ons het dit binne in ons. Nou Psalm 119 vers 30. Ek het die weg van waarheid verkies. U verordeninge het ek voor my gestel. Baie belangrik. Mense, dit is 'n besluit wat jy as mens maak om jou te omgord met waarheid, om in waarheid te lewe, om die waarheid Jesus Christus te aanvaar. Dit is 'n besluit wat jy as mens maak. So dit is dan belangrik dat ons dan sal besef dat ons
moet weet dat ons die verordeninge moet volg en dat die weg van die waarheid gevolg moet word. Johannes 4 vers 24. God is gees en die wat hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. Baie van ons vergeet soms dat ons kan absoluut niks vir God wegsteek nie. Ons kan niks vir die Heilige Gees wegsteek nie. Ons God kan tot binne in ons harte sien. Daarom God is gees en ons moet wat hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. Sodat hoe gaan jy hom in waarheid aanbid as jy nie die waarheid omgord het nie, dit nie aangeneem het nie en dit toegepas het in jou lewe nie. Nou goed, dat ons werklik waar die dinge van die wêreld afgeleë het en elke dag streef om net 'n bietjie heiliger te wees en om sekere dinge van die wêreld af te lê, sodat ons in waarheid kan wandel. Johannes 17 vers 19. Hierso sê Jesus, en ek heilig myself vir hulle, sodat hulle ook in waarheid geheilig kan word. Hierso praat Jesus dat hy heilig homself, sodat ons ook in waarheid geheilig kan word, kan wees, soos die versie sê. Wat bedoel Jesus met in waarheid geheilig? Nou hier kom ons by 'n bietjie dieper betekenisse van die waarheid. Johannes 17 vers 17. As jy net 2 versies vorentoe gaan, dan gee hy vir ons die antwoord op wat dit beteken om in waarheid geheilig te kan wees. Heilig hulle in u waarheid. U woord is die waarheid. So as ons wandel volgens die woord van God, dan sal ons onsself heilig. Ons word geheilig deur die woord van God. Want soos ons ook weet, is dat die geloof kom deur die gehoor en die gehoor kom deur die woord van God. So, soos ek reg aan die begin gesê het, met al die wapenrustings, dit is almal in mekaar geweef. Die een kan nie sonder die ander nie. En hulle elke ene maak 'n volledige wapenrusting vir 'n mens aan. So die woord van God is ook Jesus, wat 'n mens moet besef. So die woord van God heilig ons, maar ons moet ook weet dat die woord van God is ook Jesus. As jy gaan kyk na Johannes 1 vers 1, wat sê in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. En dan in Johannes 1 vers 14, wat vir ons dan ook sê van dat die woord het vlees geword. En dis Jesus wat vlees geword het en onder ons kom woon en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos die enigste gebore seun van God, vol van genade en waarheid. En dan Johannes 14 vers 6 sê dan ook vir ons, toe Jesus die Fariseërs gaan, toe sê ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom tot die Vader behalwe deur my nie. Dat as jy die weg in die lewe soek en jy vind Jesus, dan sal jy ontdek dat hy is die waarheid. Die woord van God is die waarheid. Die Heilige Gees wat ons lei is die waarheid. En dat 'n mens net volmaakte lewe sal ervaar as ons in daardie waarheid wandel. As ons in Jesus Christus is, as ons die woord van God gebruik
om ons lewenswandel te bepaal. En as ons die Heilige Gees wat Jesus Christus vir ons gestuur het, deel maak van ons lewens. Dit is vir my net baie interessant dat waarheid al daardie dinge beteken. Waarheid beteken die woord van God, want die woord van God is ook die waarheid. Jesus Christus is die waarheid. En die Heilige Gees, dis die Gees van waarheid. En dat alles in die woord van God bymekaar kom. En dat ons dit moet besef as kinders van die Here, dat ons moet ons omgord met die waarheid. Nou iets interessant is dat nou as jy omgord is amper soos wat jy 'n beld aansit om jou broek op te hou. En die probleem is altyd partymal, en dit is al vir so 'n prentjie wat ek gesien het, waar as jy jouself nie gaan omgord met die waarheid nie, as kind van die Here, en jy gaan probeer om die wapenrusting van God aan te trek, jy sit mos nou die borswapenrusting aan, en jy wil mos nou die swaard het, en jy wil die skild, en jy het die helm op, jy's nou aangetrek, maar jy omgord nie jouself nie. Raai wat gaan met jou gebeur as jy in oorlog ingaan, as jy in die geveg inkom, dan kan jy miskien agterkom dat van jou wapenrusting begin afval, dat jy het nie 'n skede om die swaard weg te sit nie. Jou borswapenrusting raak los. Dit beskerm jou nie soos dit moet nie. En dat jy in amper half in 'n vernederende posisie gaan kom, omdat jy nie omgord is met die waarheid nie. Daarom is dit belangrik vir ons om in waarheid te wandel, om Jesus 100% deel van ons lewens te maak, dat alles, as jy kyk na die swaard, is die woord van God. Die helm van verlossing, jou wete dat jy weet uit die woord van God wie jy is as kind van God. Dat die geloof, die skild van geloof kom deur die gehoor, en die gehoor deur die woord van God. En dat die borswapenrusting van geregtigheid is hoe jy wandel, en dat jy deur die woord van God kan sien wat is reg en wat is verkeerd, en dat die Heilige Gees jou ook gaan oortuig van sondes en van die duisternis wat in jou kan skuil. So mense, dit is baie dieper, en as 'n mens al hierdie dingetjies begin besef, dan begin 'n mens verstaan, okay, dit is nie net 'n normale boek nie. Die woord van God is nie net 'n normale boek nie. Dit is werklik waar die woord van God, soos ek al voorheen al gesê het. Dan kom ons by 2 Timoteus 4 vers 3 en 4. Nou hierdie is 'n waarskuwing, mense, want hier sê dit, want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid, en hulle sal wend tot fabels. Mense, hierdie verduidelik vir jou baie mooi dat en hierdie versie is so van toepassing in ons hedendaagse geloof, in ons hedendaagse kerk, dat daar is soveel mense wat wil gestreel word. Die pastoor of die dominee of die prediker moenie te hard praat met my nie. Hy moet my nie wys op my sondes nie. Ek weet ek sondig, moenie my wys op my sondes nie. En dat daar 'n menigte leraars is wat hulle na toe hardloop
sodat hulle eie begeerlikhede kan volbring en hulle 'n afkeer gekry het in die waarheid. Dat dit gaan nie meer oor Jesus Christus nie. Dit gaan oor geld, dit gaan oor 'n show, dit gaan dit gaan oor al die verkeerde goeders en hulle wend hulle tot fabels, dat hulle verdraai die woord van God om dit vir hulle eie begeerlikhede meer toeganklik te maak en sodoende hulle eie egos te kan streel en hulle eie gewete kan sus. Maar mense, dat ons moet die waarheid besef en dat ons moet besef dat nou is die weg, min is daarop. Breed is die weg na die verderf met baie daarop. Dit is Ek kan nie vir julle besef nie, as jy mens net weer gaan lees in Matteus 7 vers 21 tot 24. Doen dit en dan lees jy dat waar die Here sê, nie elkeen wat sê Here, Here sal ingaan in die koninkryk van God nie, maar hy wat die wil van die Vader doen, sal die ewige lewe kan beerwe. So, as jy daarna gaan kyk, en dan sal hy mense na die Jesus toe kom en vir hulle sê, maar Here, ons het dit gedoen, ons het dat gedoen, ons het dit gedoen. Onthou, ons word nie gered deur ons werke nie. Dat ons word gered deur genade en dat ons werklik waar uit liefde uit ons dinge sal doen en dat ons geloof sal vir ons ook kan wys, want onthou soos jy in Jakobus sal lees dat geloof en werke is saam. Wys my jou geloof en ek wys jou my werke. Dis hoekom dit is so belangrik is, mense. Dan wil ek afsluit ten slotte met 'n versie en dit moet elke persoon se gebed wees en dit moet jy na smag. Psalm 43 vers 3. Stuur u lig en u waarheid, laat die my lei, laat die my bring na u heilige berg en na u woninge. Baie dankie mense. Mag Psalm 43 vers 3 ons gebed wees elke dag. Stuur u lig en u waarheid, laat die my lei, laat die my bring na u heilige berg en na u woninge. Mag julle 'n fantastiese week verder hê tot ons weer mekaar sien. Baie dankie.